Hierdie is 'n ma en 'n mikrofoon. Welkom by hierdie episode. Charlotte, ek het so 'n paar dae gelede nuus gelees en toe het ons 'n kort insetsel van jou gebruik. En ek onthou dit was vir my erg om te lees en te luister daarna hoe jy praat en te moet aangaan na wat jy gesê het. Dit het my so geraak want jy daar die klere van jou kinders uitgehaal. Jy het 'n rokkie van Bianca en 'n rokkie van Antoinette en 'n hempie van Marius jou seentjie gewys en gepraat oor die impak van hierdie man wat nou jou eksman is wat hierdie kinders geskiet het. Net vir ons luisteraars 'n bietjie agtergrondskets van hoekom jy so besig is om te praat hieroor en hoekom jy sê maar Marius moet nie nou parol kry nie. Môre Daniela, baie dankie. Ja, dit is 18 jaar gelede wat dit plaasgevind het op 28 Julie 2006. Sy aanvanklike vonnis vir die 3 moorde was 42 jaar. Maar hulle werk dit so uit, hulle maak dit vreeslik ingewikkeld, so die tydperk wat hy in die tronk moet wees was 24 jaar. Want die moorde se vonnisse loop gelyklopend, verstaan? Ja. So dan as jy nou tronk toe gaan en jy gedra nou vir jou mooi in die tronk en alles, dan op sodra jy 50% van daai 24 jaar dan uitgedien het, kom jy in aanmerking vir parol. Dis nie die gevangene wat aansoek doen vir parol nie, dis die paroolproses, jy weet. So dit was nou die eerste paroolverhoor gewees was in Desember 2022. So DKD het vir Gerard hulle my prokureurs laat weet in Julie 2022. Desember 2022 sal nou die eerste parool verhoor wees. Ek was so geskok geweest want jy weet dit kom, jy verwag dit kom en tog ek het dit die Vrydag aand by die huis gehoor en ek het angsaanval gekry. En gelukkig vir my buurvrou is 'n dokter. En sy het my kom help. En ek weet nie of dit die maandag of die dinsdagoggend is by die werk nie. Toe het ek een verskriklike angsaanval gekry want dit trigger jou, hierdie parol. En toe was ek weer in 28 Julie 2006 en ek was terug in die kamer gewees. My arme kollegas was so getraumatiseerd gewees. En op die ouende van die dag het die ambulans my daar moes kom haal en het die ambulans my hospitaal toe gevat. Dit was net die skok van dat ek gehoor het onttrek nou by parol nommer 1. So dan is dit nou nogal 'n rowwe rit, jy weet, dit is nie asof jy kan ontspan tussenin nie, dis heeltyd in jou agterkop. En wel die rede hoekom hy die kinders geskiet het was om my te straf. Want ek het nie geluister vir wat hy gesê het nie. So Daniela, ek gaan nou vir jou maar baie agtergrond gee. Jy kan nou maar self besluit wat jy gaan gebruik en so aan. Marius is so 8-9 jaar ouer as ek, né? Ja. En ons het in die polisie ontmoet. Hy was my stasiekommissaris gewees. Ek het intussen gevorder in die polisie. Hy was 'n luitenant, ek was 'n konstabel. Hy het 'n kaptein geword, later 'n luitenant-kolonel. Nou in die polisie, omdat ek BCom geswat het, is ek toe omgeskakel na kaptein toe. En okay, nou moet ek dit vir jou so verduidelik. As 'n mens vat, as 'n mens, vrou of 'n man, bestaan jou identiteit uit sekere wiggies in 'n sirkel. Dis soos ek het vir die Hooggeregshof regter ook verduidelik het, né? En in daai wiggies is jy 'n mamma, jy's 'n eggenoot, jy's 'n suster, jy's 'n dogter, jy's 'n kollega. Jy's verskillende tipe rolle wat jou maak wie jy is. En in my rol as polisieoffisier het ek gegroei. In 2006 was ek van 94 af, dis 12 jaar in die polisie, né? En omdat Bianca gestremd was en die kinders nog klein was, ek het by die
by die area kantoor gewerk en ek het toe spesifiek verplasing gevat Kuilsrivier toe ons Brackenfell toe getrek het, sodat ek naby die kinders kan wees, want Bianca was in Parelskool gewees vir gestremde kinders, sodat ek naby die kinders kan wees. En met die verloop van tyd, jy weet, jy's deel van stasiebestuur op die stasie, met ander woorde, in die polisie werk jy nie 9 to 5, maandag tot Vrydag, verstaan? En hy was vreeslik voorskrifklik gewees, ek mag ook die uniform gedra het nie. En dan natuurlik by die huis ook, ek mag nie paaseiers geëet het nie. En hoekom nie Charlotte? Dit was baie sulke goed natuurlik, maar so ek neem aan net alle aspekte van jou lewe wou hy beheer. Ja, alle aspekte van die lewe wou hy beheer. Okay, eerstens maak het vet en ek eet te veel. So hy het hierdie boks met paaseiers, hierdie marshmallows wat jy 48 in 'n boks kry, letterlik in die vuurwapenkluis gaan toesluit. En hy het die sleutel vir die kluis. Maar teen daai tyd was my polisie vuurwapen al lankal ingehandig, want ek het 'n domestic violence, huishoudelike geweld interdik teen hom gehad. So my vuurwapen was ingegee. Dit was die 24ste Maart 2006. 10 Mei 2006 toe die tydelike interdik, hulle trek hom terug of hulle maak hom permanent, dan verskyn jy nou voor die Landdroshof. Jy en die ander party nou, en toe het ek gesê, nee, dis fyn, ons gaan nou weer probeer en alles. So lank storie kort, die tydelike interdik is op 10 Mei 2006 teruggetrek. Hy het sy jaggewere teruggekry, hy het sy dienspistool teruggekry. 10 Mei 2006, 28 Julie 2006, toe skiet hy ons 3 kinders dood met daai einste dienspistool. Ja, so hy het 'n vuurwapen kluis gehad en hy het die sleutel gehad. So hy het die paaseiers daarin weggesluit en dan sal hy die kluis oopsluit in die middag as hy van die huis af kom en dan 'n paaseier vir elke kind uithaal en vir elke kind gee. Wat hy ook gedoen het is, hy het op 'n stadium my kaart weggevat van my af, my kredietkaart. Nou jy weet, ek is toe nou al 12 jaar in die polisie. Ek werk vir myself. Ek het gevoel ek het 'n bekom, so ek kan hom so 'n bietjie tel. Ek weet hoe om met my finansies te werk. Nou sit ek kan nie geld trek nie. En as ek dan gevra het vir geld, dan sal hy vir my kontant gee. Byvoorbeeld, ek vra vir geld om te gaan melk en brood koop. Dan gee hy vir my net genoeg vir die items wat ek voorgevra het. Met ander woorde, ek kan nie melk en brood en iets anders koop nie. Dan kan ek net melk en brood koop, dan moet ek terugkom binne 'n sekere tyd. Ek moet die klein geld, die strokie en die melk en die brood vir hom gee. En daai dag het ek vir my vererg en ek het vir hom gesê, jy weet, die einde vir my was gewees toe hy vir my sê, ek kan die klein geld hou. Jy weet, die typiese, you can keep the change. Ja, ek is eintlik nou nice met jou. Ja, en dit is toe waar, met sulke goeders waar dit net nie vir my meer, jy weet, ek was naïef geweest toe ons getroud is. Omdat hy ouer was, en hy was lank reeds in die polisie gewees, en so het ek opgekyk na hom. Met die tyd saam groei jy self in jou beroep, en jy groei as mamma, en jy groei as vrou, jy weet, en ek het sterker geword, en ek het net naderhand, ek was gelukkig, ek was baie gelukkig geweest op Kuilsrivier polisiestasie. So, en met die Here se genade het die kinders groter geword en Bianca was baie minder siek in daai tyd. So, want dit was vir my, jy weet, jy het 'n gestremde kind as mamma, jy het 'n kleuter wat die wêreld volhardloop. Boetie was 5 toe hy dood is, Antoinette was 21 maande toe sy dood is. Ekskuus Charlotte, ek wil net hier op vir ons luisteraars sê, Bianca, wat nou 16 was destyds, was biologies nie jou kind nie, maar jy het haar as jou eie grootgemaak, nê? Sy was cerebraal gestremd. Dit was sy dogter, maar jy was haar mamma. Ja, nie biologies nie, maar jy het haar grootgemaak. Ek het haar grootgemaak, weet jy, en dit was nog 'n rede hoekom ek nie geskei het nie, want hy het 'n houvas op my gehad. Hy het elke keer 'n verskoning gehad wanneer ek vir Bianca wou aanneem, né? Ja. En ek het geweet as ek nou skei,
het ek nie 'n voet om op te staan om vir Bianca te kry nie, want ek was nie Bianca se biologiese ma nie. Ek het haar nie aangeneem nie. So die oomblik as ek wegloop uit die huwelik uit, loop ek weg met 2 en nie 3 kinders nie. Verstaan? So, dit is 'n houvas wat hy op my gehad het. Want en hy het dit geweet. En die aand wat hy die kinders geskiet het, was omdat ek daai dag, Vrydag 28 Julie 2006, voetpatrollie gestap het in Kuilsrivier se hoofpad. So ek het teen sy instruksies gegaan. Nou jy weet nie, die polisie werk jy mos op instruksies wat vir hom baie maklik was in die polisie. Hy was luitenant-kolonel, so die skoftelede moes vir hom luister. Jy weet, maar by die huis werk dit mos nou nie so nie. En toe ek nou nie sy instruksies gevolg nie. Ek was in uniform daai dag. Ek het buite gewerk want dit was 'n einde van die maand, jy weet, so dan is dit ons besig. Charlotte, wat was sy probleem met dat jy uniform gedra het? Dit is tog jou werk, soos jy sê, julle is albei in die polisie, so wat was dit ook maar net beheer en jaloesie? Ja, dit was ook beheer en hy het gesê, sou ek iets buite oorkom terwyl ek buite werk, gaan my polisse nie uitbetaal nie. Ja, terwyl ek weer gevoel het, jy weet, ek het 90% in die kantoor gewerk, maar ek is 'n polisievrou. Ek is vandag nog 'n polisieoffisier. Jy weet, jy kan nie sê, nee, ek doen net dit of ek doen net dat nie, verstaan. So, en ek het toe gewerk, die crash maak toe 6:00 die aand. So ek het geweet, ek het so 'n bietjie leeway tot so 5:30, 5:30 se kant. Ons het voetpatrollie gestap, ons het teruggekom, ons het 'n voorvalleboek inskrywing gemaak in die aanklagkantoor en toe ek huis toe dat ek net so voor 6 was ek by die crash gewees, ek het die kinders opgelaai, maar nou was ek nie soos die opdrag gesê het 5:00 by die huis nie. So ek was laat, ek was in my uniform, hy was toe reeds by die huis gewees. En omdat ek nou geweet het, nou is ek in die sop by die huis. Jy weet, vir my dit gevoel, jy weet jy, ek sê altyd, iets tussen die duiwel en die diep blou see. Ek was tussen die polisie en Marius gewees, jy weet. Jy het verantwoordelikhede al twee kante toe. Maar nou het ek huis toe gery en ek het geweet ek is in die sop by die huis. So, toe jok ek vir hom en ek sê vir hom, ek is laat, want ek het omgedraai om die melk te gaan haal. Ek het melk gekoop, omdat net die bedjie toe op gewone melk was, né? Want ek was op 'n stadium wat ek besig was om vir haar op gewone melk af van die formule af te haal en so aan. So ons het nogal deur melk gegaan in die huis. En ek het toe dit gebruik en toe het hy gegaan en die kar se kilometers gaan kyk. En toe het hy vir my gesê, jy lieg vir my, want die kar se kilometers, hy het dit blykbaar elke dag gevat en ek het dit nie geweet nie. En die kar se kilometers het net gewys werk toe en huis toe. Dit het nie gewys ek het omgedraai weer gery en teruggekom. En so, toe sê ek ja wel, nog 'n Vrydag aand, nog 'n bekleierery, jy weet. Ja, ek het buite gewerk en alles. En dit is toe wat nou aanleiding gegee het totdat hy vir my daai aand gesê het, jy moet kies, Kuilsrivier of ek. Hy het nie gesê Kuilsrivier of die gesin nie, hy het gesê Kuilsrivier of ek. Hy het gevoel ek luister nie na hom nie, ek neem hom nie ernstig op nie. Hy as man is nie my eerste prioriteit nie, jy weet, en ek het toe vir hom gesê, dit is nie 'n kwessie van kies nie, letterlik, ek onthou dit woord vir woord. Dit is nie 'n kwessie van kies nie, Kuilsrivier is my werk, jy is my man. Ek het gevoel, jy moet respek hê vir my werk ook. En ek het voetpatrollie gestap. Ek het net my werk gedoen. En dit is wat daar nou aanleiding gegee het dat hy toe nou in die kluis oopgesluit het, sy vuurwapen uitgehaal het, my selfoon van my weggevat het, gang afgestap het, na die kamerdeur toe gemaak. En my eerste gedagte was hy gaan homself skiet. En om eerlik te wees, op daardie stadium het ek eintlik gewens hy wil homself net skiet. Want nou het jy 'n aanloop van huishoudelike geweld, jy weet. Ja. Ek is beter af sonder hom. Ja. En dan dink jy, nee, maar jy kan nou nie dit toelaat nie, dan spring jy nou maar uit die bed uit op, want hy het my kom wakker maak toe hy dit vir my vra.
en spring uit die bed uit op, maak die kamerdeur oop, toe staan hy voor die meisiekinders se kamer en hy het hulle lig aangesit. En dis waar ek vir hom gesê, jy weet, jy is my man, die polisie is my werk. Bedoelende, dit is nie 'n kwessie van kies nie. Ja. Hy het gedink, okay nee reg, ek het nou die polisie wil hom gekies. En hy het ingestap. Hy het heel eers vir Bianca geskiet en hy het gesê jy het jou keuse gemaak, jy sal die gevolge dra. En toe skiet hy vir Bianca. So dit was nie soos ek vir die regter ook gesê, dit was nie 'n snap en haywire skiet links en regs nie. Soos hulle ook sê, hy het onderskeid getref tussen my en die kinders. Hy het gang afgeloop na Boetie se kamer, ligte aangesit en voordat hy elke kind geskiet het, hy gesê jy het jou keuse gemaak, dis in gevolge dra. Hy het presies geweet wat hy doen. Soos ek vir die regter verduidelik het, hy was cool, calm en collected. Ek wou nou net daai woorde gebruik, cool en kalm en berekend. Ek Ja, stap nou na die een ja. toe. En voor jou, Ja. Charlotte, hy het seker gemaak jy sien dit. Ja, en okay, toe hy nou vir Bianca geskiet het was dit vir my soos 'n nee, dit is 'n blank wat hy geskiet het. Jy weet, dis nou wat in jou kop aangaan. Ja. Hy het 'n blank geskiet. Hy sal mos nie regtig vir Bianca skiet nie. Maar dis millisekondes waarin dit gebeur. En die volgende oomblik toe sal bloed. Ek kry eintlik hoendervleis nou. En toe besef ek hy het daar regtig geskiet. En ek kan onthou ek het geskree, nee Here, nee, asseblief stop, né? Maar ek het gesien hoe draai hy na my toe en hy het gesê, jy het jou keuse gemaak, jy sal die gevolge dra. Hy het sy hand gelig en net die Betty se bed, hy het so 'n reëling gebou voor haar gewone bedjie. En 'n hoë reëling, so hy het sy hand oor die reëling gelig en hy het vir net die Betty geskiet. Het sy geslaap, Charlotte? Al my kinders het geslaap. Al my kinders het geslaap. En ek weet vir 'n feit hulle het geslaap. Maar Bianca het ek altyd eerste in die bed gesit, omdat Sissie moeg was in die aand, want Sissie het fisio gekry, spraakterapie, al daai tipe van dinge by die skool gekry. So ek het 'n reël gehad 8:00 in die aand op 'n skool aan gaan ons slaap. En ek het nooit 'n probleem gehad om vir Bianca in die bed te sit nie. Boetie wil nooit gaan slaap nie. En dan môreoggend kry hom nie uit die bed uit nie, né? 5-jarig van my dogtertjie is ook nou so. Verstaan, nee, en dan hy kon nie verstaan hoekom moet ek hom elke dag bad nie. Hy het vir my gevra eendag, hoekom moet ek elke dag bad? Ag lief. Ek kan net nou vir jou stories van die kinders vertel. En dan het ek nou laaste vir Netjie Betty in die bed gesit. En dan Bianca altyd so gelê, dan sê ek vir haar, Sissie, slaap nou. Weet dan maak sy haar oogies toe, maar jy kan sien haar oogies beweeg, né? Dan kan ek mos nou sien sy slaap nie. Maar ek weet vir 'n feit, al 3 van hulle het geslaap. Want ek het nie dit by Bianca gesien nie, verstaan? En die ander tweetjies het nie wakker geword nie, want hy het vir Antoinette geskiet, toe het hy verby my gestap. En na Boetie se kamer lig aangesit, gewag tot ek daar kom. Het my weer gesê, langs Boetie se bed, die vuurwapens so gehou en gesê, jy het jou keuse gemaak, jy sal die gevolge dra, en toe vir Boetie geskiet. En toe het ek gedink, okay, ek is nou volgende. Ja. En hy na my toe gekom, Daniella, ek onthou alles so duidelik soos daglig, en ek het na Boetie se boekrak gekyk, en ek het net gedink, ek hoop nie dis my ouers wat op ons afkom nie. Weet jy? Was dit jou eerste gedagte? Ja. Dat jou ma jou nie met die ja, dat my ouers nie op ons moet afkom nie. Ja. En toe het hy na my toe gekom, en ek het net daar gestaan, want my kinders is nou dood, verstaan dit? Hy kan my nou maar skiet, ek meen, toe hy vir Bianca geskiet het ek geweet, nou gaan hy ons almal skiet. Ja. En toe kom hy na my toe sê hy, jy gaan seker nou jou bevelvoerder bel, of so iets, hy gesê, jy gaan seker nou, en toe gee hy my selfoon vir my terug, né? Toe hardloop ek gang af, terug hoofslaapkamer toe, en ek bel toe my stasiekommissaris. Want ek het toe nou net gevoel, die vinnigste reaksie wat ek nou gaan kry, is om met haar te praat, want sy was op hoogte van wat gebeur met ons huwelik en so aan. Okay. En, maar sy het nie geweet ek het die interdik teruggetrek nie. Ek het dit nie vir my bevelvoerders gesê nie, want jy voel skaam oor die goed. Natuurlijk.
Ja, en ek het natuurlik vir haar geskree want ek was hysteries teen daai tyd. En hy het na die kamer toe gestap en hy het die vuurwapen nog so in sy regterhand gehad en in die linkerhand het hy so half gelig en hy het gesê ek gaan jou nie skiet nie, ek is te lief vir jou. So asof hy my wou troos. Jy weet, dat moenie bang wees ek gaan jou nie skiet nie. Maar hy het gesê ek gaan jou nie skiet nie, ek is te lief vir jou. En ek het toe vir hom geskree skiet jouself, né? Okay, dis ek nou in die kamer en hy is toe nou gang af en wat ek nie geweet het nie, hy is toe nou uit die huis uit. Toe gaan sit hy in die braaikamer en die agterdeur het hy toegesluit. Die voordeur is toegesluit. Soos ek toe nou met die gang opkom en ek is nou met my stasiekommissaris op die foon en ek is hysteries. Sy kan nou amper nie uitmaak wat ek sê nie. Het ek nou toe sy nou begin uitmaak wat ek sê en sy het toe op 'n ander foon het sy begin hulp ontbied. En sy was die hele tyd met my op die foon gewees om my nou te probeer kalm kry, maar ek was alles behalwe kalm. En ek moes op 'n stadium, toe het ek agtergekom, ek is toegesluit in die huis. Ek kan nie uit nie, né? En ek het gesien hy sit buite in die braaikamer en ek het weer vir hom geskree skiet jouself, maar hy was op die foon op daai tyd. En so ek was vir die hele rukkie in die huis toegesluit en ek moes teruggaan na die kamers toe om te kyk of my kinders nog leef. Het jy gehoop dat hulle dalk nog sou kon leef of het jy geweet hulle is? Op daai stadium het ek nie geweet wat om te dink nie. Ek het net, jy weet, toe kom jy half tot vra, miskien moet ek dit vir jou so sê, Daniella, jy weet, hulle het in die Hooggeregshof het die verdediging ook teen my kop gegooi, maar jy's 'n polisievrou, jy weet? Ek moes dit gekeer het. By die huis is jy nie 'n polisievrou nie. Jy's net 'n mamma. Jy weet? Het hulle vir jou gesê jy moes dit gekeer het? Ja, hulle het dit teen my kop gegooi, maar jy's 'n polisievrou, jy weet? Liewe. En by die huis is dit nie 'n polisieman wat my kinders geskiet het nie, dis pappa. Dis nie 'n polisievrou nie, dis mamma. En met daai wat hulle sê you fight, you flight or you freeze. Ja. Ek het gevries. En my sielkundige, ek is nog by dieselfde sielkundige wat van daai Saterdag, daai aand en die Saterdagoggend aan my toegewys is. Ek is nog steeds by haar. Sy het vir my met die intense terapie daarna, want sy moes vir my voorberei dat ek vir Marius in die Hooggeregshof kon face, want ek moes teen hom getuig omdat ek ooggetuie was. Het sy vir my verduidelik, jy weet, dat die skok so erg op jou brein. Dan is dit nou nog 'n blonde brein ook. Ek spot nou maar. Dis nou nog 'n blonde brein ook, ja. So die skok is so erg op my brein, dat my brein kon nie syne stuur na my liggaam toe nie. In leuke taal, om te reageer nie. So hy was al verby my op pad na Boetie se kamer toe my bene eers begin beweeg het. Ja, natuurlik, want jy's nie, jou brein is tog nie gerad dat so iets ooit kan gebeur nie, want dit moenie gebeur. Ja, my brein kon nie registreer wat gebeur het om vir my bene te sê keer nie. Nou, my common sense sê ook vir my, Charlotte, hierdie was 'n polisieman met 25 jaar operasionele ondervinding. Ja. Wat sou ek gedoen het om dit te keer? Hy's 2 keer die size wat ek was. Ja. Nou probeer ek dit keer. Nou raak die kinders wakker. Jy weet? Dan, hoe sou dit dan gewees het? Jy weet? Dit is hoe dit uitgespeel het en dit is nou klaar. Verstaan? En so dis hoekom sy vir my verduidelik het, want ek voel nog vandag steeds, jy weet, ek is 'n polisievrou. Ek is nou in my 31ste jaar diens, but when push comes to shove, toe dit regtig saak gemaak het, kon ek nie my kinders beskerm. En dit lê swaar op my hart. Maar my common sense sê ook vir my, ek kon nie, ek het gedoen wat ek kon, verstaan. En ek het ook geleer dat skuldgevoelens kom nie van die Here af nie. Skuldgevoelens kom van die duiwel af. So, my brein verstaan presies, daar was niks wat ek kon doen om hulle te kon beskerm meer as wat ek gedoen het nie. En laat dit nou maar gebeur het, dan vra ek nou maar vir die Here, Here, kon jy nou nie maar net enetjie vir my gespaar het? Dan is dit asof ek nou 'n gesprek met die Here het, en dan sê die Here, okay, Charlotte, watter ene moes ek vir jou gespaar het? Nee?
dan sê ek, Netjie Betty, want Netjie Betty het net 21 maandjies gelewe. Sy het 1 Kersfees gehad. Sy het die minste gelewe nog. Sy was jongste enetjie met die grootste moontlikheid van haar lewe nog voor haar. Maar dan dink ek, nee, wat van Boetie, my blonde klonkie, verstaan. Met met sy persoonlikheid, Boetie was hierdie ernstige seentjie. En ek en hy het altyd baie lekker gepraat en Marius as hy Engels praat dan brei hy. En toe Boetie begin praat, toe brei Boetie ook. En jy weet mos jy sê vir jou kinders altyd, jy het nie ore nie, jy luister nie as ek met jou praat nie. En ek het een middag van die werk af gekom, kinders gaan al by die crash, nou staan ek voor die wasbak en ek besig om skoolgoed te was en alles, en Boetie het nie in die TV-kamer gesit, want Brak en Jan het gewys. En hy praat met my vanuit die TV-kamer uit, maar ek hoor hom, toe kom hy uit die TV-kamer uit en hy sê, Mama, jy het nie oge nie, jy luister nie as ek van jou praat nie. Ek sal dit nooit vergeet. So, Boetie, liewe Jesus, wat van Boetie? En dan denk ek weer, nee, maar wat van Sissie? Want as ek vir Sissie alleen gehad het, kon ek 100% op Sissie fokus en op Sissie se gestremdhede en kon ek 100% van my aandag net aan Sissie gee. Né? En dan dink ek weer, maar as die Here vir my enetjie gespaar het, wat sou ek vir daai enetjie moes sê? Hoekom het pappa die ander 2 geskiet en nie vir hom of vir haar, jy weet? En dan voel ek ook baie sterk, my kinders het saam gelewe, my kinders het saam gesterwe, my kinders is saam begrawe, jy weet? En dan, ons was gewees by Boetie se kamer is die eerste in die gang af, en ek het by Boetie se kamer ingestap, en ek weet nie, Daniela, jy moet nou maar uithaal, want dit is nou dalk, maar die bloed het oor Boetie se gesig geloop. En soos met die sielkundige en so aan, is dit nog steeds, ek kry nagmerries oor haar wit blonde haartjies met die bloed oor sy gesig. By Boetie was die bloed oor sy gesig gewees, sy ooglede was toe en die bloed was sy gesig vol. So jy kon sien, Boetie is dood. Daar is nie gat in die kop, Boetie is dood. Right, nou stap ek gang af. Skus Daniela. Nou het ek nog steeds die foon in my hand en my bevelvoerder is nou nog steeds op die foon. Sy is nou op die ander foon besig om nou vir almal op te kommandeer om te kom help. Al my kollegas en almal. En nou die foon probeer sy nou vir my kalm hou en inligting uit my uitkry, dat sy nou die volle situasie kan verstaan. En ek is toe by die meisiekinders se kamer in en ek het gestaan en ek het eers na Bianca gekyk. En by Bianca, hy het hulle al 3 toevallig in die regterslaag geskiet. Hierdie regter oogie van haar was potblou, opgeswel, soos wat die bloed nou onder haar oog opbou. En ek het gesien, Bianca is dood. Netjie Betty het op haar maag gelê, met haar koppie so sy is ook in haar regterkantste slaag geskiet. By Netjie Betty is mos nou 'n babietjie van 21 maande, haar koppie is nog sag, die skedeltjie is nog sag. By Netjie Betty het ek die brain matter, ek weet nie wat dit in Afrikaans is, die brain matter gesien. Ja. En so aan, maar ek kon nie lekker haar gesiggie sien nie, so ek het aan haar skouertjie gevat. Ja. Ek het by haar gestaan, en toe ek aan haar skouertjie vat, toe maak sy 'n geluid. Nou later het hulle vir my verduidelik, dis die lug wat uit haar longe uitgekom het, toe ek aan haar skouertjie raak, né? Okay. Maar omdat sy daai geluid gemaak het, het ek op die foon geskree, Antoinette leef nog. En ek het gedog, my kind leef nog. En my bevelvoerder het dit deurgegee, die een kind leef nog. Jy weet? 2 kinders is dood, 1 kind leef nog. Met ander woorde, die met ambulans nou vinnig kom en alles. Weet jy, en ek het daar gestaan, en ek het vir die Here gesê, omdat Bianca fisies en verstandelik gestremd was, het ek vir die Here gesê, Here, as dit is hoe Netjie Betty nou lyk, moet U haar maar eerder vat. Nee, ek het nie kans gesien vir nog 'n gestremde kind en so aan. So op daai stadium het ek gedink Netjie Betty leef nog. En hulle het later eers vir my verduidelik,
daarna, net die Betty. Ek het na die patologiese verslag ook gelees wat in die hof gegee is. Soos wat die patoloog toe nou verduidelik het en so aan. En ja, en toe hardloop ek terug sitkamer toe en ek het gehamer aan die vensters. Ek het nog gedink op 'n stadium gaan ek met my vensters stukken hamer. Want nou soek ek my kollegas, ek wil nou uitkom. En my brein het al geweet, my kinders is dood. Ja. En ek is bang Marius gaan terugkom om my te skiet. En op die ou ende het my eie kollegas van Kuilsrivier vir my, want hulle moes die safety gate by die voordeur, moes hulle oopbreek om my toe te kry. En die oomblik toe hulle my uit het en hulle het nou vir my daar oor die graswerk dat ek terug is in die straat, toe wil ek teruggaan na my kinders toe. Toe wil ek by my kinders kom en so aan. Maar 9:15 die aand het hy die kinders geskiet en ek weet dit omdat ek teen 10:10 die aand 'n oproep gemaak het. Ek kon op my telefoonlys sien hoe laat het ek begin bel. Jy weet, so ek het uitgewerk, die hele episode moes omtrent so 2 minute gevat het, dat hy die kinders geskiet het en toe uit die huis het is. Voordat hy my nou kom wakker maak het. Of hy het my kom wakker maak en toe het hy ons nog gestap en die kinders geskiet. Die skiet episode sal ek sê was so 2 minute. Waarvan jy elke detail onthou? Ek onthou elke detail. Marius het getuig in die hof dat hy dit vergeet het. Ek het nou die dag weer na die psigiater, Dr. Larissa van hierdie Pieter was die psigiater gewees van Valkenburg. Ja. En kyk, hulle word ons verwys Valkenburg toe vir 'n evaluasie. Is jy Toerekeningsvatbaar. Wat sê mense nou? Toerekeningsvatbaar, daar is die Afrikaanse woord. Om in die hof verantwoordelikheid te doen vir 3 woorde, of moet jy Stikland of Valkenburg toe gaan of so iets. En daar het hulle ook gesê, hy het toe ons nou daarna later die aand homself geskiet, die kennend is hier by die wang uit. Daar was geen brein besering gewees nie. En hulle het sy kakebeen met draad geheg en al daai tipe van goeders en so, daar is nie 'n mediese verklaring vir, as hy sê hy kan nie onthou hoe hy die kinders geskiet het nie. So hy is toerekeningsvatbaar, jy weet hy het nie gesnap nie, dit was nie net 'n haywire skietery nie, dit het ons alles in die hof getuig. Lang storie kort, dit is hoekom my tronk toe is, en nie na 'n gesig toe gegaan het nie. Die verslag het ook gesê, jy weet, hy is toerekeningsvatbaar en alles. Hy kan nie sê, maar as gevolg van depressie of geheueverlies, hy kan nie getuig oor die moorde of sulke goed nie. En het hy nie later ook briewe geskryf, het ek gelees, Charlotte, wat hy vir die kinders skryf, wat hy sê, hy is jammer, maar dit was nog maar steeds eintlik mamma se skuld, oor wat hy gedoen het. Ja. Ons het dit nou die dag op die paroolverhoor genoem, maar hulle het ons die tyd gegee om aan te gaan daaroor. Hy het verjaarsdagkaartjies gemaak uit die tronk en dit is op die graf gesit. So daarmee het ek nie 'n probleem nie. Ek het nie 'n probleem daarmee nie, want hy was tog lief vir sy kinders op sy manier. Ek dink net hy was liewer vir homself. Maar hy het, nadat hy in die tronk gekom het hy 3 briewe geskryf, 'n brief vir elke kind. En in daai briewe het hy gesê, dit was my skuld dat hy die kinders geskiet het. En in die hof het hy gesê, dis my skuld en die polisie se skuld. Jy weet, hy het polisie treine gery. En Desember maand in die paroolverhoor het hy gesê, maar hy het die kinders geskiet om die kinders te beskerm. Die vraag van my, hoekom het jy nie vir my geskiet en nie die kinders nie? Hy kon hulle nie antwoord nie. En generaal Weerie was ook daar, generaal Weerie ondersteun my. En hy het vir hom gevra, maar jy weet, hy het gesê, jy weet, as 'n polisielid moet jy dit weet, en jy tog van beter geweet en alles. Hy het op die ou einde erken Desember maand nie, dit was nie as gevolg van die polisie wat hy die kinders geskiet het nie. Die polisie, jy weet, so hy verander sy storie. Ja. En so dis die rede hoekom hy die kinders geskiet het. Hy het vir my ma gesê, ek het weer eens nie vir hom geluister nie.
En dis hoekom hy die kinders geskiet het, want hy wou my straf. Dit is ook die motief. Dit was om my te straf. Ja. En jy weet, geregtigheid, ek het nou die dag ook gesê, vergifnis, hoe moet 'n mens aangaan as jy nie vergewe nie? Maar vergifnis is 'n storie tussen my en God, né? Ek beklei terug, want ek beklei vir reg en geregtigheid. Vir my 3 kinders, vir myself, vir ander slagoffers in hierdie land van geweld, né? Vir ander mammas wie se kinders vermoor is. Weet jy, wat bendeverwante moorde, wat die mamma sit, sy gaan nooit weer haar kind terugkry nie, jy weet. So, dit gaan nie net oor my 3 kinders nie, dit is groter as dit. Dit gaan hier vir elke slagoffer in die land. En, soos ek gesê het, ek voel die hele paroolproses is baie, perpetrator. Wat is perpetrator in Afrikaans? Oortreder. Oortreder georiënteerd en nie slagoffer georiënteerd nie. Jy weet, hy het nou 'n bietjie gepraat van 'n sielkundige wat hom 1 of 2 maal gesien het in 18 jaar. Ek het al 18 jaar sielkundiges. Ek het psigiater. Ek moes betaal vir die slagoffer inpakverslag. Jy weet, so ek het mediese onkostes. Ek het regsomkostes. Ek vreet tans pap en brood om daai goeders te kan bekostig. Ek moet met my eie petrol ry, jy weet. Maar ek is nog bevoorreg, want ek het nog 'n sielkundige wat ek kan bekostig en 'n prokureur so half en half en so aan. Nie alle slagoffers, party het nie eens geld vir petrol om by die dorp uit te kom. Verstaan? En dan, jy weet, jy as 'n slagoffer, dit is jy so geïntimideerd as jy daar sit, né? Daai mense op die paroolraad moet die verskil ken tussen 'n kriminoloog se verslag en 'n psigiater se verslag. Hierdie hele proses is net nie vir my slagoffer georiënteerd nie. Ja, ek wil nie nou meer sê daaroor nie. Maar ek dink dit is so belangrik, Charlotte, want ons het al hierdie 16 dae van aktivisme en alles wat ons sê in Suid-Afrika, die fokus op vroue en kinders, maar soos jy sê, wanneer daar regtig 'n praktiese manier is, dit is my so ontstellend dat dan word julle nie in ag geneem nie. Jy het gesê julle het vir hulle 'n omvattende verslag opgestel wat nie gelees is nie. En En julle, ons het 'n stelsel en as iemand in aanmerking kom vir parool, moet hulle vrygelaat word, maar daar moet goeie en geldige rede wees en jy moet weet die persoon is gerehabiliteer. En ek kry ook die gevoel by julle presies. Het hy ooit na jou toe uitgereik en vir jou probeer opreg uit sy hart uit om verskoning vra? Was daar ooit so tipe iets? Het julle enige teken dat daar opregte berou en soos hulle sal sê in Engels repentance is by Marius van der Westhuizen? Nie volgens my nie. Dit was een van die vrae wat ek kom wou gevra het 2 weke terug met die parool verhoor, maar ek was nie die geleentheid gegee om daai vraag aan hom te stel nie. Hoekom nie? Die paroolraad het verdaag, hulle het besluit en is klaar. Hy probeer die regte goeders sê en die regte goeders te doen, tik die boks van die checklist van die paroolproses, om parool te kry. Maar jy het gesê hy het ook nog na vroue verwys as die swakker geslag, the weaker sex, né? Ja, weet jy, dit was vir my en generaal Weerie wat langs my gesit het, dit is so, ek is glad nie 'n feminist nie, maar dit was vir my so 'n chauvinistiese opmerking geweest, en hulle het hormone. Nou kyk, ek vroue het hy gesê, vroue het hormone, wat was die konteks daar? Dis hoekom dit moeilik is om met hulle oor die weg te kom, soort van. Jy weet? Ja, presies. So, that's not funny. Nee, maar om sulke goeders kwyt te raak. En, okay, nou vir my, ek is nou 53, ek is nou nie skaam om te sê ek is nou 53, ek is nie skaam oor my ouderdom nie, maar ek suffer nou tans met menopause, jy weet, en die hot flashes, en al daai tipe van goeders, jy weet, en, hallo, om 'n opmerking te maak oor vrouens en hormone, en jy is nie die een wat toe jou hormone oorgeneem het nie, jouself kon beheer en 'n geweer gegryp het nie? Presies.
So, daar is regtig by ons 'n bekommernis as ek nou sê my regspan, generaal Werie het dit ook genoem, dat hierdie man is nie gerehabiliteer nie. Ja, Wel ek wou by volgens jou hoor, generaal Werie is is hierdie man is jy gekwak. bang, Charlotte? Ja, ek is. Nee, want soos my sielkundige ook vir my gesê het, ek het teenoor hom opgestaan. Jy weet, toe ons getroud was, het ek nou sterker geword. As mamma, as vrou, as polisieoffisier, het ek al hoe sterker geword en teen hom opgestaan. En omdat hy gevoel het hy kan my nie meer beheer, daai kontrol, het hy my gestraf. Wat doen ek nou? Ek staan op teen hom. Verstaan? Ja. Ek sê nie net, ek bly nie stil nie en ek kruip nie weg nie. Ja. Ek doen presies dieselfde nog wat ek 18 jaar terug gedoen het. Ek staan op teenoor hom. En sy het ook vir my gesê, die oomblik wat jy iets doen waarvan hy nie hou nie, is jou lewe in gevaar. Jy weet? So, ja, ek is bang, maar ek gaan nie stil bly nie en ek gaan nie wegkruip nie. Dis hoekom Ja, ek is so dankbaar dat jy bereid is om te praat, want ek, soos ek sê, ek weet daar's dalk iemand wat luister wat dalk tekens herken, jy weet, wat dinge hoor van wat met jou gebeur het en wat dalk gewonder het moet hulle uitkom. So sou jy dalk 'n boodskap hê vir so iemand, Charlotte, want dis moeilik, soos jy sê, dis nie net van stap weg nie, daar's kinders betrokke, daar was, soos jy gesê dis het, so dit was so eenvoudig nie. oudig Ja. nie. En weet jy, ek was naïef. En dit was my eerste huwelik en hy's 8, 9 jaar ouer as ek. En hy was my senior gewees. So in die begin van die verhouding dan kyk jy op na hom, jy weet, in die beroep. Ja. En dan later dan kom jy agter, okay, maar jy is nou nie so slim nie. Ek bedoel dit nou nie lelik nie, maar ek het ander maniere van hoe ek iets sou hanteer. En ja, weet jy, die hoofregter in die Hooggeregshof het in sy uitspraak gesê, hy het 'n opmerking gemaak en hy het gesê hierdie twee mense moes nooit getrou het nie. Nou dit was in 2010. Hy het die kinders in 2006 geskiet. En ek was so half geïrriteerd en geafronteerd met die regter se opmerking. Nee, maar hoe kan jy so iets sê? Ag, en tog soos die tyd verbygaan, verstaan ek al hoe meer wat hy bedoel het. Verstaan? Ek weet nie, miskien as Marius 'n vrou getrou het wat nie ook 'n beroep gehad het nie. Wat eenvoudig aanvaar het alles wat hy sê of so iets. Sou Dit dit kan ook gewerk. wees, maar jy hoor tog ook, Charlotte, in sulke huwelik, jy weet, as iemand werklik 'n narcissus is, soos jy gesê het, dat daar sal altyd iets wees. En soos jy sê, dit het altyd erger Ja, geword en ja, jy probeer in jou ja. spoor trap, maar dis presies daai, want dan plaas 'n mens tog weer die blame op jou en wat jy was, eerder En as op hom. Ja. daai ding van in jou spoor trap. Ek het letterlik vir my kollegas gesê dit het gevoel of ek op eiers moet loop by die huis. Ja. Jy weet, ek was middag bang om huis toe te gaan want ek was bang ek doen weer iets verkeerd en dan maak ek hom kwaad. Jy weet, dan sit weer all hell to pay by die huis. En ek het regtig gevoel ek is tussen die duiwel en die diep blou see, jy weet. En maar met die tyd saam het jy agtergekom, nee, maar jou common sense het vir jou gesê hierdie is nie reg nie. Ja. En ek het nie toe besef hoe gevaarlik dit is nie. En soos ek gesê het, ook dit was nie sommer net vir nee, te hel met hierdie huwelik, ek gaan nou skei en daar gaan ek nie, want ek was nie Bianca se biologiese ma nie. Ek sou haar nie kon saamvat nie. En nou moet ek elke tweede naweek die kinders na Marius toe laat gaan alleen. Ja. Jy weet, as die kinders alleen by hom. En terwyl as ek nog in die huis is, dan kan ek daarom nog 'n oogie hou. Hoe ironies, Ja. né? Ons het nie soveel tyd oor nie, maar Charlotte, ek wil net by jou hoor, want ek dink dalk vir iemand wat deur ook iets gaan wat vir hulle voel is onoorkombaar of 'n moeilike tyd. Die ergste het met jou gebeur, seker wat met enige ma kan gebeur. Dis 18 jaar Ja. later. Jy Ja. sê jy het van toe af intensiewe terapie gekry wat sekerlik nodig is. Maar Ja. twee dinge, dis nog steeds vir my opmerklik dat jy van God praat en 'n gelowige vrou is. Ek wil weet Ja. hoe doen 'n mens dit na jy jou kinders verloor het? En hoe gaan jy aan na so iets? Hoe vind jy nog sin in die lewe en Weet ja. jy,
Ek was 'n Christen voor die tyd, maar as ek nou gedink het ek was toe 'n toegewyde Christen, dan is ek nou eers 'n toegewyde Christen. Jy weet, ek dra my kruisie hierso. Ek het 'n houtkruisie in my handsak wat ek oral saam met my vat. En soos as ek nou angsaanvalle kry of so iets, die afgelope 2 weke, die angsaanvalle en die goeters, dan vat ek 'n houtkruisie. Ek slaap fisies met die houtkruisie in my hand. En toe ek die aand hospitaal toe gevat is, daai aand wat hy ons 3 kinders vermoor het ons dominee my buite by die ongevalle ingewag. En ek Ja. het vir hom gevra, hoe gaan ek hierdeur kom? En sy antwoord was, hoe eet 'n mens 'n olifant? Stukkie vir stukkie. So dis one day at a time, sweet Jesus, soos daai liedjie. En ek vang dit een dag op 'n slag. En ek moet vir jou sê, ek het gelukkig nog nooit gevra, why me Lord nie. En ek is nie kwaad vir God nie. Want wie is ek om kwaad te wees vir God? My 3 kinders was geskape deur God. Hy was hulle eiendom wat aan ons geleen is, né? Wie is dit vir my om te sê hy mag hulle nie teruggevat het of so aan nie. Hulle was aan my geleen en hy het besluit hulle kom terug. Jy weet, hy het geweet dit is wat gaan gebeur met hulle. Maar daar is ook 'n les daaruit te leer vir ander mense daar. Jy weet, goeie goed gebeur nie net met goeie mense nie, slegte goed gebeur ook met goeie mense. En ek raak nou van my storie af. Ek wou nou iets gesê het. Dat dit wie's ek om vir God te query het hoekom dit gebeur het, verstaan? En dit is letterlik God wat my vashou en my fisies dra deur die hofsaake. In 2012 het ons aangegaan met die egskeiding. Daarna om 'n nuwe lewe te bou en dan parool 1, parool 2, parool 3. Die afgelope 18 jaar, as dit nie vir die Here was wat my gedra het elke dag nie. Ek weet nie hoekom 'n mens so iets sonder geloof nie. Ja. Ek spot en ek sê, die Jesus het my beskermengel gefire en hy kyk nou persoonlik na my. Ja. En Charlotte, daai drie kinders van jou, as jy aan hulle dink, kan jy net so oor elkeen dalk ietsie sê. Hoe onthou jy vir Antoinette, Nettie, Betty en Boetie en ou sis Bianca? Okay. Ek sal begin by Bianca. Bianca, ou Betty, ou sis, sy was regtig soos 'n ou moederhen oor die kinders. Sy was 11 gewees toe Boetie gebore is. Sy sal hierdie jaar 35 geword het. Nou my kinders is vermoor in Julie. Hulle verjaar Augustus, September en Oktober. Bianca was op daai dag 16 jaar 11 maande oud gewees. En Bianca, haar favorite was Coke en Rowena. Rowena is KitKat en Chippies. Dokkedak. Dis nou McDonald's, né? Maar vir haar was dit dokkedak. En Bianca was nou fisies en verstandelik gestremd, so sy kon nie praat soos ek en jy praat nie, maar haar receptive speech, soos hulle in Engels sê, was goed. So sy kon beter verstaan as wat sy kon praat. So sy het haar eie baba taal gehad, soos wat jy jou baba verstaan met die baba taal. So verstaan ek vir Bianca en wat sy wil hê. En haar gunsteling ding om te doen was om in te kleer. En nou hardloop net die Betty in die kamer in en dan gryp sy nou die inkleerboeke in die kruike en ons Bianca so hier is 'n ou vrou, ai tog, jy weet. Sy was regtig soos 'n ou moederhen, bietjie sy het haarself opgetrek teen die kot. Dan sal sy nou so staan en dan staar sy nou, sy het dit gedoen met Boetie en met Nettie Betty. Dan is dit asof sy nou die nuwe baba indrink, jy weet. En dan sal sy vir my sê, baba, so met ander woorde, baba slaap. Nee, the baba was Boetie baba. En Nettie Betty slaap of baba huil of baba poef. Jy weet die doek, jy weet die doekstryk of so iets. Boetie was klein Marius Ewen van 'n Westhuizen. Ek wil baie graag vir jou hierdie vertel. In graad R, nou moet Boetie sonnaarskool toe gaan en as ons nou kerk toe gaan, dan het Marius nou ongelukkig alleen in die kerkbanke opgeëindig, want Bianca
en Boetie was in sonnaarskool terwyl die kerkdiens aan die gang was. En ek het met Nettie Betty in die moederskamer gesit, né? Okay. Maar ons het net 'n blok van die kerk af gebly. Nou stap ons huis toe met Bianca in die rolstoel en met Nettie Betty op die arm of in die pram en met Boetie. Nou vra ek vir Boetie, nou Boetie, wat het jy nou vandag geleer? Okay. So Boetie was lief vir klippe bymekaar maak. Hy het altyd klippe, as hy nou mooi klip sien, dan het hy dit na sy kamer gebring, daar by die bedkassie neergesit en so aan. Maar tipies seentjie, Boetie was tipies seentjie, met sy karretjies buite gespeel en rof en alles, en dan, ek het vir hom geleer, Boetie, jy moet oppas, moenie klippe gooi nie. Verstaan, want jou sissies is altyd om jou, en jy sien was nog gooi hulle klip op die TV en alles. Ek het hom geleer, Boetie, moenie klippe gooi nie, in elk geval. Maar nie genade by u. Sal ons nog nie terugstap van die kerk af nie. En hy begin vir my te vertel, né? Maar nou net so dan nie hulle. Mamma, die een oomie het die ander oomie met 'n klip gegooi, dood. En toe het hy so, die Jesus was nie eens kwaad vir hom nie. Jy weet, hoe is dit nou Dawid en Saul wat hulle nou geluister het? En wat hy nou met 'n klip doodgegooi het, en hy was letterlik soos in, sit dit in jou pyp en rook dit nou na. Hy het opgelet. Ja, nou loop ons huis en dink, okay Here, hoe moet ek vir die baie dankie daarvoor. So, Boetie oorlede is vandag nog, sal ek dink, ek is seker dis die eerste ding wat hy in die hemel vir liewe Jesus gevra het. Jy weet, hy is oor die klippe storie. 'n storievertellertjie, ja. Ja, en ek het regtig gedink, okay, liewe Jesus, hierdie raak glad nie makliker nie. En Nettie Betty weer het altyd en wys sy so met die vingertjie na die hondebak. Dan sê sy nou vir haarself, jy weet, sy mag nie in die hondebak vat of iets. Nettie Betty het nie daarin geglo om net een sweetie in een hand te kry nie. Net ek, sy het geonderhandel. Sy het 2 hande. Sy met 'n sweetie in elke hand hê voor sy tevrede is. Verstaan? En Antoinette was 'n verskriklike besige kindjie. Kyk, sy was 'n ekstrovert. Nou, met 21 maande, jy kan nog nie sê regtig hoe sou haar persoonlikheid eendag gewees het nie. Maar sy was absolute ekstrovert gewees op 21 maande. Sy het die kotte by die crash rondgeskuif. Miskien het ons 'n aspirant interieur decorator daar groot gemaak of iets, jy weet. Maar sy het die kotte rondgeskuif. As daai crash se klasdeur oopgegaan het, dan Antoinette gegaan vir daai deur. Dan wil sy daar uit. So ons het al geweet in die middag, né? Ons moet baie versigtig die deur oopmaak, want sy is voetjie by jou verby en daar gaan sy. So, en sy was lief vir druk en soen. Jy weet, sy kon die lekkerste ou spoekbekswentjies gee. So, ja, dit is, en wat vir my mooi was, is Boetie het altyd so mooi na sy sissies gekyk daar buite. Ja, mag miskien nou snaaks klink, maar ek is bly hulle is al 3 by mekaar. Jy weet, Dit maak dat sin. daar nie enetjie onder is en tweetjies daarbo of so nie. En ja, dis my storie. Ek gaan maar net afsluit deur te vra enige iets wat jy nog wil sê, Charlotte, vir die mammas en ouers wat hier luister. Enige boodskap wat jy het wat jy wil deel. Weet jy wat, hulle sê mos daar is nie 'n gids vir hoe om kinders groot te maak. En jy kan dieselfde ma en dieselfde pa hê, 3 verskillende kinders hê met 3 verskillende persoonlikhede. Ek dink nie ma's moet so hard op hulle self wees nie, né? Die ma's mos nou maar die hart van die huis. As ma siek is met verkoue, dan is die hele huishouding deurmekaar. Of as ma in 'n bad mood is, dan is daar 'n vibe in die huis, jy weet. Maar ek dink nie ma's moet, jy weet, vandag 9 van die 10 mammas het 'n voltydse werk en dan het jy 'n huishouding, jy het 'n verantwoordelikheid teenoor jou man, jy het 'n verantwoordelikheid teenoor die kinders en so aan. 'n Mens moenie probeer om superwoman te wees nie. Want jy is nie superwoman nie, maar jy is die beste mamma wat jy kan wees tot jou vermoë. En dit is reg en dit is goed en dit is genoeg.